Landbou sake word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ons glo in landbou in Suid-Afrika en stap die pad saam na 'n volhoubare toekoms. Winfield United South Africa. Ons lei vir uitgang in landbou. Dr. Gerhard Verdoren is die bedryfs- en rentmeesterskapbestuurder van CropLife Suid-Afrika. Goeiemôre, baie welkom. Dankie. Lekker met jou te praat. Lekker met jou te gesels. Hier CropLife South Africa en julle leeplaagdoderhouer program waarmee julle besig is. Wat wil julle daarmee bereik? Wat is dit? Nou, die hele doel is om alle plaagdodende verpakking van die plaas af in te win en in die sirkulêre ekonomie terug te plaas. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld 'n drom het wat 'n plaagdoder bevat, as hy klaar is met die drom het hy 3 maal gespoel word, jy gee die spoelwater oor in die tank in en daai drom is dan 'n nominale leehouer. En ons het 'n reuse netwerk van versamelaars wat die houer van die plaas af optel en dan skoonmaak en verwerk en dan word daar ander kommoditeite gemaak, byvoorbeeld nuwe plaagdoders of wingerpaaltjies of nette of byvoorbeeld plastiekplank wat gebruik vir meubels. So die hele idee is om die plastiek wat ons het en die papier wat ons het en ander materiaal wat ons het weer 'n keer weg te vat van die plase af en terug te plaas in 'n ander kommoditeit wat waardevol is. Dat die plek nie so gemors lyk nie. In Suid-Afrika dink ek lê nou so derde in die wêreld wat betref die herwinning van die goed, maar ons is nog nie heeltemal daar nie, maar dit is die hele doel om die land skoon te maak. So dit is 'n doel aan die een kant, maar ek vermoed die feit dat daar gif in was op sigself is ook seker 'n rede hoekom julle dit wil versamel. Ja, want so ek het al baie gevalle gehad wat van die plaaswerker van 'n ou gif kan vat en byvoorbeeld hulle kookolie of hulle tuisgemaakte brousel daarin gooi of hulle water en dan is daar vergiftiging, daar self status gewees en die idee is dan dis nie alleen om skoon te maak, maar ook daai veiligheidsaspek van die mense en veiligheid vir die omgewing. So die hele ding gaan om veiligheid. Nou as die ouens wat die goed gebruik, boere byvoorbeeld, is hulle verplig om hierdie houers aan julle mense aan in CropLife Suid-Afrika te gee. Is daar 'n verpligting op? Daar's 'n dubbele verpligting. Daar's 'n verpligting aan die afvalgenereerder, met ander woorde die boer, om 'n houer skoon te maak en van die houer op die regte wyse ontslae te raak. Daar's 'n verpligting aan ons kant waar die mandaat het na ons toe gekom van die omgewingsake departement af om 'n stelsel te hê om die houers in te win. So die boer moet skoonmaak, die moet dit vir ons oorgee en ons moet dit goed dan laat verwerk en omskakel na ander kommoditeite in. Wat julle grootste knelpunt en is daar goeie stories daarop ook? Ja, is goeie stories. Daar's goeie stories, ja. Ons sit in Suid-Afrika met laas jaar se data het ons al 73,5% van al die HDP-ouers herwin. Ons het meeste van die LDP herwin. Ons het meeste van die Dit is nou neem ek aan sekere soorte gif, LDP. Nee, dit is die tipe van houer. Die HDP is hoë digtheid polietyleen plastiek is herwin. So daar's goeie stories, maar ons het 'n paar knelpunte in die opsig. Ons het nog nie genoeg versamelpunte nie. En ons het nog 'n paar van die oomies wat nog nie heeltemal by is wat betref die storie nie. So ons is gedurig besig met hierdie kom ons sê maar die pleging van die boodskap van die mense en die prekery en die evangelie oor houers skoonmaak en terugbring in sirkulêre ekonomie. En net vinnig, ek reken daar seker baie mense wat betrokke is in hierdie organisasie. Ons het oor die 250 individue wat aan 101 maatskappye sit en my bestuurspan is so 4 of 5 mense. So daar's 'n klomp mense wat betrokke is en 'n klomp mense wat baie goeie geld maak uit die herwinning uit. Wonderlike werk wat julle doen. Baie dankie dat jy vanoggend by ons het draai kom maak. Dr. Gerhard Verdoren, bedryfs- en rentmeesterskapbestuurder van CropLife Suid-Afrika.